praat ons oor die gedeelte van waar ons redding beleef het, waar ons Jesus aangeneem het, maar die pad wat ons nou stap. En dit is hoekom ek hierdie videoetjie gekies het van Shrek, want miskien voel ons die hele tyd, is ek al daar met my geestelike lewe, wanneer gaan ek daar kom, wanneer gaan ek alles weet, wanneer gaan ek God verstaan, wanneer gaan ek my journey verstaan, wanneer. En so ons gaan vandag 'n bietjie praat oor die spanning tussen dit wat ons weet en dit waardeur ons gaan. So ek skryf gewoonlik mos so ietsie wat saam met die preek gaan, maar ek het gedink in plaas van teen die einde wil ek om vandag sommer net in die begin lees, net om so 'n bietjie van die spanning te beskryf van waardeur ons gaan. So ek noem dit die tussenin. Het jy al ooit gevoel jy leef in twee wêrelde? Aan die een kant sê God, jy is my kind, jy's heilig en jy's volmaak, maar aan die ander kant kyk jy in die spieël en dink, heilig, ek, as mense net weet hoe ek soms voel, of praat of twyfel. Dis daardie vreemde plek, die tussenin, waar ek weet ek is vergewe, maar ek voel nog so gebroke, waar ek weet ek is vry, maar ek worstel nog met die dinge wat my bind. Ek lees, hy het my vir altyd vervolmaak, en tog weet ek dat ek is besig om nog geheilig te word. Dis soos om die twee wêrelde gelyk te bewoon. Ek sit in die hemel, maar ek leef nog op die aarde. Ek is 'n nuwe skepsel, maar die ou mens probeer nou en dan nog 'n bietjie praat. Ek's gewas, maar ek word nog steeds gewas, en soms voel dit net verwarrend. Want as ek werklik regverdig is, hoekom voel ek so vuil? En as ek vry is, hoekom voel ek so vasgevang? En as ek in Christus dan volmaak is, hoekom voel ek soms so ver van die Here af? Die antwoord lê in hierdie wonderlike spanning. Ek is klaar, maar ek word nog. Ek is gereinig, maar ek word steeds gevorm. Ek is syne, maar hy werk nog aan my. Heiligmaking is nie 'n teken dat ek val nie. Dis die bewys dat ek leef. Die feit dat ek nog groei beteken hy het nie opgegee op my nie. Hy's nog besig om my te vorm, laag vir laag, gedagte vir gedagte, reaksie vir reaksie, tot my lewe begin lyk soos syne. So vanoggend as jy hier sit en jy voel onvolmaak, onthou dis nie omdat God se werk onvolledig is nie. Dis omdat sy volmaakte werk nog besig is om jou hart te verander. Hy het jou volmaak gemaak. En hy is nog besig om jou volmaak te maak. Dis nie 'n stryd tussen volmaak en onvolmaak nie, maar dit is die dans tussen genade en groei. So die skrif wat vanoggend, ons kan gaan na die eerste slide toe, wat gewoonlik die spanning bring, en ek wil daarmee nie min maak van die feit dat ek weet, ons bly in 'n gebroke wêreld, want ek dink dit is waar al die spanning inkom, dat ek weet dat wanneer ek weergebore is, dat ek God se identiteit gekry het. Ek bedoel, as ons kyk na Genesis 1 vers 26, toe God gesê het, kom ons maak die mens na ons beeld en ons gelykenis, dat die oomblik as ek Jesus dan aanvaar as my saligmaker, dan word ek ingebore in God se familie, maar dan daarna, dan sit hierdie journey waarop ek gaan, hierdie journey wat ons noem lewe, hierdie journey waar die gebrokenheid van die lewe by ons almal se deure kom klop, waar daar goed met my gebeur, wat ek nie antisipeer nie, ek word siek, daar's verhoudinge wat nie uitwerk nie, daar is finansiële probleme, ek verloor my werk, daar is soveel goeters wat gebeur. So hoe verwag God dan van my? Om nadat ek hom ontdek het, om sinvol hierdie lewe te lewe. Nou ons lees in Hebreërs 10 vers 14, en dis waar die spanning lê. Hy sê, want deur een offer, praat van Jesus,
het hy hulle wat geheilig word. So dis die journey waarop ons is. God is besig met ons vir altyd vervolmaak. So ons sien daar is twee tydsaspekte wat die skrywer in hierdie teks gebruik. Hy sê jy is vervolmaak, so dit was 'n eenmalige ding. Dit het in die verlede gebeur. Maar dan sê hy jy word geheilig. So dit gebeur in die teenwoordige tyd. Dit is waarmee God tans besig is. Nou ek weet nie wat is 'n mooi woord vir present continuous nie. Want ek het maar teenwoordig aanhoudend, ek weet nie of dit het regtig mooi vertaal nie, ek is nou nie 'n Afrikaanse onderwyser nie. So die evangelie in een sin sou wees, die voltooide werk wat God met ons almal gedoen het. Ouens, as jy Jesus aangeneem het, as jou saligmaker, wil ek vandag vir jou sê, God het jou volmaak in hom geplaas. Dis nie iets wat elke dag verander nie. Al voel jy so, al voel jy nie so nie. Dit bly vas. Deur sy offer het hy jou volmaak gemaak. En daai ding moet konstant in jou gedagtes sit. Dat jy nie wonder, is ek of is ek nie? Jy moet weet. En want dit is nie iets wat deur jou te doen gekom het nie. Dis iets wat Jesus vir jou en met jou kom doen het. Maar dan is daar 'n proses waarvan hy praat. In die ander gedeelte, wat hy sê, daar's 'n voortgaande proses. Jy word heilig gemaak. Hy het jou reeds gewas deur sy bloed. Maar jy word daagliks nog gewas deur sy woord. So ek het gedink, net om so 'n bietjie, ek dink, die spanning wat ons baie keer het tussen om te verstaan van my identiteit met Jesus, so my identifikasie teenoor die heiligmakingsproses, want ek dink dit is waarmee ons die meeste van ons deeltyd sukkel. So ek wil 'n paar goeters net noem rondom identiteit, die spanning wat ons voel. Ek kan vir jou noem die eerste punt en jy kan vir my gaan na die identiteit is 'n gawe. Dit het niks met jou te doen nie. Dis iets wat God vir jou kom gee het. Die dag toe Jesus uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring. Op daardie dag het God in sy seun homself met die wêreld versoen. Nie met die kerk nie. God het hom nie met die kerk net versoen nie. God het homself met die wêreld versoen. Dit is 'n gawe. Jou redding het niks te doen met wie jy is nie. Jou redding het alles te doen met hoe goed ons God is. So identiteit gebeur eenmalig. Jy's nie in en uit identiteit nie. Dis as jy Jesus aangeneem het, is jy vas en volmaak in hom. Dit is nie 'n proses nie. Ek wil 'n gedeelte lees in Efesiërs 13 vers 14 en jy kan net aantekening maak as jy beskrif. Dis nie alles op die skerm nie. Hy sê toe julle tot geloof gekom het, is julle verseël met die Heilige Gees van belofte eenmalig. Dis nie iets wat konstant gebeur nie. Die Heilige Gees, identiteit is vir jou geskenk. Dit is nie 'n proses nie. Dit is soos 'n baba vir ons almal wat kinders gehad het en nog steeds kinders het of wat kinders gaan kry. Die oomblik as daai klein dogtertjie of seentjie in die gesin gebore word, is hy deel van. Hy is onmiddellik deel van. Maar ons wil hulle nie so klein hê nie. Ons wil hê dat hulle moet groei. Nie omdat ons iets negatiefs oor hulle lewens wil hê nie, maar ons wil hê dat hulle die kultuur van die gesin moet aanneem. Want hoe meer hulle groei, hoe meer kan hulle geniet die ma en die pa se liefde. Hoe meer kan hulle geniet dit wat hierdie gesin vir hulle kan bied. Ek bedoel as hulle klein is, doen jy alles. Maar ons moet groei, sodat ons dit kan waardeer van die familie van waarin ons gekom het. Dan die tweede punt is, heiligmaking vloei vanuit jou identiteit. Dat, dit is dit. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, dat as iemand in Jesus Christus is hy nuwe skepsel, die ou ding is verby. Kan ek vir jou sê, jou verlede is verby.
En het verlede week, hy en Brandon het gepraat, toe sê hy, so ver soos wat die ooste is van die weste, so ver vergeef God jou sonde, vat hy dit weg van jou af, en dan sê God in Hebreërs, hy sê, en dan sal ek nooit weer dink nie, kan ek vir jou sê, dat hierdie proses waarin jy gaan, die oomblik as jy begin met hierdie journey, saam met Jesus Christus, dan is dit vanaf 'n plek van onskuld. Kan ek vir jou sê, dat die oomblik toe jy Jesus aangeneem het, het hy jou nie net vergewe nie, hy het gesê, jy is onskuldig. Ek weet nie of ons soms dink aan die ongelooflikheid van wat alles gebeur het, toe Jesus gesê het, dit is volbring. Jy staan in onskuld voor ons Vader. Want hoe kyk die Vader na jou? Hoe dink jy, as jy vandag oor jouself dink, eerlik, as jy moet dink aan God die Vader, hoe dink jy, kyk hy na jou? En ek wil vir jou vandag sê, dat die manier hoe God na jou kyk, is die manier hoe sy seun jou present. En dit is onskuldig, volmaak, geregtig, vrygekoop, nuut gemaak, aanvaar. Dit is hoe God jou sien. En dan sê hy, kom ons stap van hier af, die journey, saam verder. Die derde punt van identiteit en heiligmaking, wat ons nie moet verwar nie, is dat jou identiteit verander nie. Ouens, al voel jy gaan deur die grootste krisis, al voel jy soos die grootste mislukking, jou identiteit in Jesus verander nie. Romeine 8 vers 1, en ek bedoel, as jy ooit 'n studie wil maak van enige boek, en as jy net een boek in die Bybel ooit kon uitkies van wat jy die res van jou lewe dalk wil ken, en wat jy wil uit jou kop uit ken, en wat jy wil aanhaal elke dag van jou lewe, is Romeine 'n goeie boek om te hê. Want Romeine 8 vers 1 sê, hy sê, daar is dan, nou, en dan praat hy met mense, hy praat met die kerk, hy praat met die gemeente in Korinthe, wat ook sukkel met die normale goed, soos ek en jy. Wat ook, daar is morele en moraal wat af is, die ouens bedrieg mekaar, die seksuele goeders is losbandigheid in die kerk. Maar vir hierdie selfde mense, sê Paulus hierdie woorde in Romeine 8 vers 1, die mense wat dink hulle is nie so goed nie, maar wat wel 'n besluit gemaak het vir Christus, sê hy, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jou identiteit verander nie. Daar is vir jou, kan ek vir jou sê, daar is vir jou en vir my, en ek is so bly daarvoor, geen veroordeling nie, omdat ek in Jesus Christus is. Hy sê in Kolossense 3 vers 3, en as jy dit wil neerskryf, hy sê, julle het gesterf, want dis wat ons gebeur, as ons Jesus aanneem, ons sterf, en julle is saam met Christus verborge in God. So storms mag jou gevoelens die mekaar maak, maar jou fondasie sal altyd dit bly, dat jy is verborge. En dan, een van die mooi goeders is dat genade red jou nie net nie. Ek bedoel, ons almal is gered uit genade, maar genade vorm jou ook. En ek wil vir jou lees Titus, jy kan hom ook neerskryf, 2 vers 11 en 12, hy sê, die genade van God, hy praat eintlik in die een vertaling sê van die reddende genade, so hy praat van die genade wat kom red het, leer ons om nee te sê, so dit is die een wat my vorm, vir goddeloosheid en homself beheerst, opreg en godvrugtig te lewe. So, hoe lyk dit dan prakties vir my? Jy verloor nie jou identiteit, onthou dit, alles het al wat jy vandag moet onthou wat ek vir jou sê. Jy verloor nie jou identiteit, wanneer jy 'n fout maak nie, jy verloor nie jou identiteit, wanneer jy misluk nie, jy verloor nie jou identiteit, wanneer jy soms deur 'n geweldige storm gaan en twyfel nie, jy verloor dit nooit. Dit bly altyd vas. Maar jy groei konstant
deur terug te keer na genade. Ouens, ek dink altyd, onthou julle in Genesis 3, toe Adam en Eva die eerste keer sonde gedoen het, as gevolg van die leuen wat hulle geglo het, wat die duiwel vir hulle kom gee het. Ek bedoel, vir hulle was dit normaal, om die Bybel sê, en ek kan nou nie weet of dit regtig laatmiddag is, of wat die tyd God gekom het om te wandel met hulle nie, maar daar was so oop verhouding. Dit was van, hy's hier, en hulle het net geweet, hy's daar. Maar die oomblik toe sonde gekom het, toe gaan kruip hulle weg, want wat is dit wat sonde doen? Sonde vat jou na 'n plek van waar jy skaam is, oor wat jy nou so pas geword het. En dan moet God roep en sê, waar is julle? En nie asof God nie geweet het waar hulle is nie, hy het geweet. Maar hy wil gehad het, hulle moet weet waar hulle is. Want sonde doen dit bring ons terug na skaamte toe, ons is spyt oor dit wat ons gedoen het, maar ek wil jou vandag vra, dat wanneer jy 'n fout maak, wanneer jy sukkel, wanneer jy twyfel, moenie na die skaamte toe gaan nie, moenie gaan wegkruip nie, gaan terug na die genade toe, hardloop terug na dit wat God met jou besig is, laat hom toe om jou te vorm, selfs in die tye van wanneer dit met jou sleg gaan, sorry, my mond is so klein bietjie droog vandag. Ek wil vir jou 'n gedeelte lees in Efesiërs 5:26, en ek praat nie vandag oor die huwelik nie. Hy sê mans, so hoe werk die heiligmaking? Hy sê mans, julle met julle vroue ook lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig. So hy praat van hierdie bruidegom wat Christus is, wat homself vir 'n bruid kom gee het, wat ek en jy is, en sodat hy het hom kon gee, sodat ek en jy, sodat hy ons kan heilig, deurdat hy haar gereinig het, en hier is die mooi gedeelte, deur die was met water en die woord. So iemand het eendag genoem, wat is dit as Hebreërs of in Efesiërs, of as Paulus dan nou skryf, en hy skryf het op verskeie plekke, dat ons gewas word met die woord, wat is dit dan waarvan ons nog gewas moet word? Wat is dit wat die bloed van Jesus dan nie kon doen nie? Ek bedoel, as ek het nou reg verstaan, het ek sopas verduidelik dat Christus het hierdie volmaakte werk met ons kom doen, so hoekom het ek nodig om dan nog konstant gewas te word, as ek alreeds volmaak in hom verklaar is? En ek weet nie of jy kan onthou, die gedeelte in die Ou Testament van Ester, koning Ahasveros, is 'n vreeslike naam, ek hoop nie jy gee jou kind ooit so 'n naam nie, niemand sal met jou kind kan praat nie. Ahasveros het hom gewip vir Vasti, die koningin, wat nie voor hom wou verskyn nie, almal onthou daai gedeelte, en dan stuur hy die ouens reg oor al die ryk van waar hy geheers het, want hulle soek nou 'n nuwe koningin, om al die mooiste meisies in die 127 provinsies waaroor hy geheers het te gaan haal. En dan sien ons Ester is een van die meisies wat dan gekies word om dalk 'n moontlike koningin te word vir hierdie woeste koning. Maar daar's altyd 'n voorbereidingsproses. Ek weet nie of jy so daarna al geluister het nie. So vir 12 maande, girls, ek dink hulle moet dit doen voordat ons trou. Vir 12 maande, luister mooi, julle hoor nie wat ek sê nie. Vir 12 maande het sy elke dag vir 6 tot 8 ure in olies gelê en spa. Ek bedoel, die eerste 6 maande was dit soos 'n mirreolie, wat gewoonlik 'n teken is van onreinheid wat uitkom. Die tweede, laaste gedeelte, die ander 6 maande, was met speserye en parfuum. Kan julle dink hoe sou ons geruik het? So wanneer Ester
na 12 maande uit die spa uitkom, dan ruik sy soos iemand wat in die paleis hoort. Want die paleis het 'n sekere verwagting van hoe hierdie koningin moet lyk. Hulle het 'n verwagting van hoe sy moet optree. En lyk my, hulle het 'n groot verwagting gehad van hoe sy moet ryk. So wanneer sy loop, het mense gesê, sy moet ergens van die paleis afkom, want ons ruik dit aan haar. En nou kom sê die skrywer, hy sê, so vir 12 maande is sy in hierdie baddens in. En word sy half, haar hele lyf neem aan in dit waarin sy lê. In hierdie parfuum, hierdie speserye, hierdie mirre. En dan sê die skrywer, ons moet gewas word met die woord. Romeine 12 vers 2, en ek dink ons almal ken hom so goed. Wat hy sê, moenie gelyk word aan wat hierdie wêreldse kultuur is nie. Maar word vernuwe deur jou gemoed. So hoe doen ek dit? Dit beteken dan vir my, as ek regtig wil toelaat, dat ek dan op die einde van die dag, want God is besig om vir my, vir jou ook, want ons is die bruid van Christus, voor te berei vir, ek weet nie of jy weet nie, maar daar is 'n geweldige feesmaal wat aan die kom is. Daar gaan 'n huwelik wees tussen ons en Jesus. En dit waarmee ons nou besig is alles die voorbereiding tot dit. En is dit maklik? Nee, dit is nie. Iemand het net vanoggend vir ons vertel van hoe hulle aangeval is toe hulle kar gaan staan het. En hoe een van hulle gesteek is met 'n mes, en dis daai goeters van, "Jo Here, dis regtig nie hoe ek dink die lewe moet wees nie. Dis regtig nie hoe ek dink die lewe moet wees as ek my werk verloor nie. Dis regtig nie hoe ek dink die lewe moet wees as my man 'n ander vrou kies nie. Dis regtig nie hoe ek dink die lewe moet wees as my kind dwelms gebruik nie. Dis nie hoe ek dink, Here, hierdie lewe moet wees nie. Maar ek wil vir jou sê, die enigste ding wat jou gaan hou in hierdie pad van dit waarmee God in jou lewe begin het, is om toe te laat dat hy jou konstant was met sy woord, terwyl ons in hierdie journey is, waarin God ons voorberei vir die dag, wat ons soos vir jou nou kan sê, "Are we there yet? Yes, we are." En vandag wil ek sommer net stil staan by 4 dissiplines, want ek wil vir jou vra en vir jou sê, om hierdie journey saam met ons Vader en saam met Jesus te stap, dit gaan nie jou poging wees om deur God aanvaar te word nie, dit gaan wees van, omdat jy aanvaar is, begin jy saam met hom hierdie pad te stap. So ek loop in sy woord, maar nou het ek dissiplines wat ek begin toepas, en hierdie is 4 eenvoudiges ouens, daar is soveel materiaal op die rakke van geestelike dissiplines, en ek wil vir jou vra, ek besef vandag, daar is soveel goed, wat aanspraak maak op ons tyd. Ek dink net aan mense wat se kinders in die skool is. Ek dink net aan skole, aan dit wat hulle vra. Ek dink aan werk, van dit wat die werk vra. Ek dink aan baie goeders van alles maak 'n aanspraak op my tyd, en die ding wat die laaste van my tyd vat, is die tyd wat ons saam met die Here spandeer, want ernstig, Here, ek het net nie daarby uitgekom nie. En dan was 'n stadium wat ek gewerk het, terwyl ons in die bediening was, en ek onthou, dit was regtig 'n seisoen, my kinders was klein, wat ek letterlik vir 'n seisoen, van Sondag tot Sondag gegaan het, en elke Sondag dan dink ek, hierdie week wat kom, moet ek ergens tyd saam met my Vader spandeer. Maar as te veel goed wat aanspraak maak op my tyd, en ek het nooit daarby uitgekom, en omtrent vir 'n jaar of 2, het ek van Sondag tot Sondag tot Sondag tot Sondag geleef. Maar dis nie God se droom en se plan vir jou lewe nie. Ons Vader kies
dat jy elke dag by hom sal wees. Hy kies dat jy elke dag sy stem sal hoor. Hy kies dat jy sal hoor hoe die Heilige Gees jou help, hoe die Heilige Gees jou ondersteun, wanneer jy deur krisisse gaan, hoe dat hy langs jou inkom, hoe dat hy jou herinner aan die woorde van Jesus, ons verlosser, van dit wat hy met jou kom doen het, hoe dat hy vir jou raad gee, hoe dat hy jou lei, hoe dat hy jou begelei in 'n moeilike lewe. So ek gaan net sommer so 4 net noem, en ek dink dit is op die skerm ook. Om stil te wees. Nou ek luister graag na, en as jy hom wil volg, dink ek is nog 'n goeie iemand om te volg op sosiale media, of op podcast, is John Mark Comer. En hy sê elke oggend as hy opstaan. Nou hy ken die Bybel so bietjie beter as ek, en hy noem homself 'n nerd, want hy sê dis wat hy is, so hy spandeer baie tyd om te lees. Hy sê maar as hy wakker word, dan dink hy onmiddellik net aan 'n vers, net om sy gedagtes na die Here toe te vat. Hy sê en dan gaan maak hy vir hom 'n lekker koppie koffie, en almal slaap nog in sy huis, en dan het hy tyd wat hy net stil is voor die Here. Sê niks nie, vra niks nie. Laat net God toe om jou lief te hê. En ek dink ons is so ongemaklik met stilte, ons weet nie wat om met stilte mee te maak nie. Maar in stilte kom die Here in sy goedheid en begin hy net in jou hart te deponeer dit wat hy wil, as jy bereid is om te luister. En dan as hy tyd van stilte klaar gehad het, dan vat hy net die woord en dan begin hy te lees. En sê, Here, wat van vandag? Wat het ek vandag nodig om te weet? Hoe lyk my journey? Want dit is wat in my lewe aan die gang is. Maar net daai eerste stuk van die oggend, wat dit nie oor jou per se gaan nie, maar oor hom. Wat ek net my kop stil hou, sodat hy in dit in kan praat. Dan die derde een is solitude, is meer, as jy moet vertaal, die direkte Afrikaanse woord sê eensaamheid, maar dit klink nie reg nie. So dit is net 'n tyd van, ek dink daar's tye wat ons soms net onsself kan eenkant toe sit, net om te hoor. En dan die laaste een is in gebed. Tye van gebed, ouens sonder om vir die Here te vra. Here, hierdie is my lysie, dit is hoe dit lyk, my kinders nodig dit, ek nodig dit, Here, Tannie Sannie nodig dit, en Here, hierdie, en onthou Here, ek het 'n deadline vir daai, en onthou tog net Here, my finansies is ook 'n bietjie onder druk, en dit sal help as jy vir my dit doen, en Here, dit sal vir my great wees as jy hierdie, en daardie, en daardie, en jy het so lang lysie, asof God gekom het, om jou te dien vir die dag. Maar soms net, en hy wil nie ons moet hom vra. Hy wil nie. Maar dan moet eers 'n ding wees van, Here, hierdie is net eerste tyd vir U. Ek wil bewus wees van wie U is in my lewe. So die Bybel sê, hy sê dat hy wat hierdie goeie ding in jou begin het, Efesiërs 1:6, hy sal dit ook voleindig. Kan ek vir jou sê, dit wat God in jou lewe begin het, toe jy Jesus aangeneem het as jou saligmaker, hy gaan dit voleindig. Hy gaan dit doen. Maar ons gaan dit nooit alleen doen nie, want dit wat Jesus begin het, toe hy weggegaan het, toe sê hy, ek los julle nie alleen nie, maar ek stuur vir julle 'n ander een soos ek, om julle te help. In hierdie reis gaan jy nooit kan doen sonder die Heilige Gees nie. Ek weet nie of enige iemand ooit opgewonde is om te sê, ek is so opgewonde, ek gaan Bybel lees. Nee, almal voel my bietjie suur as ons praat oor kom ons gaan lees Bybel. Maar dis iets wat die Heilige Gees in my hart kom doen. In Matteus 6 dan sê Jesus, hy sê,
as hy praat oor die Beatitudes, geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy, geseënd is jy, dan sê hy, geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid. En baie keer as ek in sulke droë seisoene is, dan sê ek, Here, hierdie is nie iets wat ek aan myself kan doen nie, maar maak weer in my 'n honger en 'n dors wakker vir u woord. Laat my hart smag daarna. Laat my hart, Here, begeer om meer en meer uit te vind wie u is, want in die ontdek van u, ontdek ek wie ek is. So wat sê ons met identiteit? Maak God jou vas in Christus, dit verander nooit nie. Maar dan is dit hierdie reis waarop ek en jy is, wat ons dan word wie ons werklik is. Becoming who you truly are. In 2 Korintiërs 3 vers 8, en dit sluit ek af, en julle kan maar vorentoe kom, hy sê, as we behold, we become. Maar as jy nie iets het waarna jy kyk nie, as jy nie na hom kyk nie, kan jy nie word wat jy regtig is nie. As we behold, we become. En vandag is dalk nie een van daai boodskappe wat jou op jou stoel laat sit en met aandag na my hoef te laat luister nie. Maar ek dink dit is een van daai belangrike goeders wat ek jou vandag regtig net mee wil challenge. Dit wat Jesus met jou lewe kom doen het, is so great. Dit kan nie meer gedoen word as wat hy gedoen het nie. Jy's vrygespreek, jy's vry van sonde. Sonde se mag is oor jou lewe verbreek. Ek weet nie, weet jy dit? Dat sonde het nie mag oor jou lewe nie. Die mag wat dit het, is die mag wat jy toelaat. Bill Johnson het een keer gesê, en dit het my lankryk gevat om met dit te werk, en hy het gesê, except for believing a lie, you cannot sin. So miskien is dit belangrik dat ons weet wat is die waarheid, sodat ons die mag wat oor ons verbreek is van sonde, dat dit nie 'n mag oor my het nie, en dat ek dit nie 'n mag oor my lewe gee nie, maar dat ek weet wat is die waarheid van wat God oor my lewe kom sê het. Partykeer gaan ons na goeters toe omdat ons nie weet nie, en ons weet nie omdat ons nie tyd maak om uit te vind wie jy is nie. Mag hierdie week wat kom, mag dit vir jou al begin nie met 5 minute of 10 minute in die oggend. En ek besef almal se programme sê ek ignoreer dit nie, ek maak dit nie min nie. Maar mag jy 'n tyd uitsit, waar jy sê, Here, help my om stil te word. Help my om net weer te luister, waarmee u besig is. Help my om te hoor wat in my lewe aan die gang is. Help my om te hoor, Heilige Gees, hoe moet ek sekere goeders hanteer? Waarvan moet ek wegstap? Waarmee moet ek engage? Wat is dit wat moet af? En wat is dit wat moet by? En help my om weer 'n honger en 'n dors te hê, om met u te praat. Help my om 'n honger en 'n dors te hê vir u woord. Help my om te verstaan van dit wat in die woord aangaan, en dit relevant te maak vir hierdie journey, hierdie heiligmaking proses waarop ek is, totdat die dag wat ek voor u verskyn. En ek weet dat as u na my kyk, dan sê u, jy lyk soos ek. Kom ons bid saam. Dankie, Here, vir u woord. Dankie vir die Heilige Gees. Wat nie opgee op ons nie. Dankie, Here, dat u met geen persoon
in hierdie auditorium vandag se lewe onbekend is nie. U weet die uniekheid van elke persoon se struggling, sy challenges, the good, the bad and the ugly. En U is by dit alles, Here, betrokke. En mag ons U vertrou, Here, om ons te help en ons te lei in hierdie journey van waarmee U ons besig is en wat U ons inlei, want die uiteinde is om te wees en te lyk soos wat Jesus Christus is en te wees en te lyk soos wat hy is. Dankie soms net vir die eenvoud van die woord. En Heilige Gees, mag U vandag in ons almal se harte net kom doen dit wat ons Vader wil. Want in ons elkeen se lewe, Here, is U besig met iets anders. Maar op die einde van die dag gaan ons almal na dieselfde ding toe. En dit is om soos Jesus te lyk. Mag ons U toelaat, Here, om ons konstant met die woord te was. Ek eer U net vir wie U is in hierdie oggend. In Jesus naam. Amen.